you died for me there on the cross. You breathed the last as you were crucified, and you gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. There in the ground, sealed in the darkness, lifeless lamb, the frame of the Father, Son in agony. And he watched his only Son be sacrificed, and he gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. My vyande vertrap my siel, dis donker rondom my. Ek voel die leuns wat my gedagtes vul, my wese so verniel. Here God, kom red my uit en blus die helse vuur, dat ek ook nou met vreugde sing, die naam prys in my donker uur. Ek sal nie bang wees nie, ek sal nie bang wees nie, want die is by my, want die is my skuld. As ek roep hoor hy my, as ek slaap waak hierdie vyand reeds oorwin. Here, U beskerm my, omvou my oral om. U herstel my eer, o Heer, my aansien sal van U kom. U breek my vyande se mag, al aanval afgeslaan. Al kom slegs van U, o Heer, ek prys U naam in hierdie uur. Ek sal nie bang wees nie, ek sal nie bang wees nie, want die is by my, want die is my skuld. As ek roep hoor hy my, as ek slaap waak hierdie vyand reeds
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. Will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Than when we first begun. Môre broers en susters, dis huiskerk tyd. As 'n paar van ons is in Zambië terwyl julle die huiskerk het, en ons is ook dankbaar as ons so terugkyk in 'n jaar dat dit ook ons laaste huiskerkgeleentheid is vir 2025. Ek dink ons kom na 'n hele klompie jare saam met die huiskerkgeleentheid, en is julle nie dankbaar vir dit wat die Here openbaar en uitwerk in ons huiskerke nie? Ek wil sommer net vra, kom ek bid vir ons, en dan het ek net so kort gedagte wat ek vandag wil deel. Vader in die hemel, baie, baie dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat U die enigste weg, enigste waarheid, enigste lewe is. Dankie vir die hele jaar. Dankie dat ons gemeente in die palm van U hand bewaar word. Dankie dat U die heerser en die hoof van ons gemeentetjie is. Dankie dat ons 'n verlange het om ons knie te buig voor die Here van ons lewe, Jesus Christus, tot verheerliking van God ons Vader, deur die kragtige volle werking van die Heilige Gees. En Vader, wanneer ons vandag vir oulaas saam gesels en saam kuier, vra ek dat U, soos Dawid sê in die psalms, open my lippe,
sodat ek U lof kan verkondig. Here, help ons om lekker saam te kan gesels, tot verheerliking van U glorie in Jesus se naam. Amen. Vriende, so die afgelope tyd het gesels ons hierdie laaste stukkie van die jaar oor 'n lewende hoop. En ek glo en ek beleef so in my hart dat dit was 'n baie geseënde tyd tot dusver in ons gemeente rakende hierdie onderwerp. Nou, ons gaan met hom klaar maak hierdie laaste Sondag in Desember. Maar vandag wil ek hê dat ons 'n bietjie moet terugdink waar ons begin gesels het oor hoop. Hoop wat ons anker is, hoop wat bepalend is. En ek herinner julle waar ons begin het, by Johannes 14, waar die Here Jesus gesê het, net nadat hy die laaste keer so bietjie saam met sy volgelinge, sy disippels geëet het, en hy gesê het, iemand gaan hom verloon, Judas Iskariot, en dat hy vir Petrus gesê het, nog voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon, dan trek hy weg in hoofstuk 14, wat nie hoofstukindelings moes gehad het nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. So wanneer ons 'n lewende hoop het as 'n gemeente, dan vervaag ons geloof in God en in Jesus Christus glad nie. Dis wat Jesus hier sê. Daarom moet ons nie ontsteld raak in ons hart, nie net oor die verloning wat gaan kom nie, nie net oor die teenkanting en die Judasse wat ons op die wange gaan kus nie. Ons moet gaan weet dat God is in beheer van sy glorie, selfs van die gebeurtenis aan die kruis wat op pad is. En dan sê hy so mooi, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, om vir julle plek te berei het, hier's die hoop, hoor dit, dan kom ek weer, en dis wat ons oor en oor vir mekaar gesê het. Die feit dat Jesus gaan terugkom, is vasgemaak in God se kalender. God beloof dit. God kan nie lieg nie. Hy sê, ek kom weer, en dan die belofte wat vir ons 'n lewende hoop gee, speel nog verder uit. Hy sê, dan sal ek julle na my toe neem. So ons lewende hoop, waar ons begin het, en wat ons die afgelope tye gesê het, en ek wil hê, julle moet vandag 'n bietjie gesels, oor wat het julle gehoor die afgelope tyd in die eredienste, vir al die laaste 3 dele, en voor dit, wat is jou hoop, wat is jou lewende anker? Wat het jy gehoor in Jesus se profetiese rede, Matteus 24:25, waar ons gepraat het? Want hy sê, ek kom weer na julle toe, sodat die rede, julle kan wees waar ek is. Nou 'n gemeente wat nie die verlange het om in en by en met Jesus Christus te wees nie, het sy hoop verloor. Het ook sy perspektief verloor en het ook sy roeping verloor. Maar ek dink, wat ek regtig beleef in my hart, is dat die Vader deur die Heilige Gees ons gemeentetjie oproep na hierdie dinge toe en sê, dis bestek opname tyd, ouens. Kyk wat in julle lewens gaan aangaan. Waarmee is julle besig? Wie is julle eienaar? Wie is julle toevlug? Wie is julle herder? En het julle hierdie reikhalsende, hoopvolle anker en verlange na God toe, maar ook om, wat ons verlede week van mekaar gesê het, om medediensknegte, diensbaar te wees onder ons broers en susters. Ek raak so opgewonde om te besef, ek kom om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. As Jesus nie jou alles is nie, dan gaan jy nie 'n verlange hê dat Jesus moet terugkom nie. Dan gaan jy ook nie 'n verlange hê om nou reeds in sy verlange te stap nie. So ek los julle, voor julle 'n bietjie gesels met hierdie paar gedagtes uit Johannes 14 uit. Vers 6 sê Jesus, antwoord vir Thomas, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So Jesus is nou al reeds die deur waardeur ons moet stap. Nie net eendag wanneer jy wil doodgaan en graag net wil hemel toe gaan omdat dit 'n beter opsie as die hel is nie. Jesus is nou die deur waardeur jy moet gaan. Dit moet nie iets wees wat jy sê, kom ons lewe, drink en eet en geniet hierdie lewe en doen net wat ons wil en wees losbandig en geniet die wêreld en dit wat die wêreld my kan bied en net voordat ek doodgaan, dan stap ek deur die deur nie. Wat Jesus hier sê is, kom nou deur die weg, kom nou in die waarheid en kom nou na die lewe. Onthou julle, ek het vir julle gesê, Johannes sê so mooi in Johannes 1 vers 4 wat ek hier gelos het, in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mens. In daardie lewe, Johannes 10, is daar oorvloed.
So Jesus nooi ons nou al reeds vandag, as jy sy stem hoor, in hierdie storielyn in hierdie nabyheid in hierdie ewige lewe in. Dis nie net 'n eendag ding nie, dis nou. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en so van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En dis die openbaring van die lieflikheid. Dus jy hoef nie te wag vir 'n lewende hoop nie. Johannes 1:18 sê, ek het hom kom bekend maak, ek het hom kom openbaar. Ek is die uitnodiging. En dan sê hy so mooi in vers 13, en wat julle ook al dan in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. So ek dink as verstandige gemeente vra na die wil van God. Nie vir motors en vakansies en blink dinge en statusse en sulke goed nie. Want hoekom sou dit die wil van die Vader gewees het? Maar sy wil is dat ons in die enigste weg waarheid en lewe sal inbeweeg. Dat ons 'n hartsverlange sal hê en 'n lewende hoop. Dat ons sal volhard in die weë van die Here. So ek dink wat ons as 'n gemeente vandag vir oulaas moet bid ook in hierdie huiskerk is, Here, gee vir ons daardie wete, gee vir ons daardie standvastigheid. Bring daardie lewende brandende hoop in ons hart op sodat ons dit kan doen. En dan sê die Here, ek gaan julle nie wees agterlaat nie, ek gaan vir julle iets los gee wat julle hiermee gaan help. Vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly. En dan is dit vir my so mooi, die tydsaspek wat ons nou al nie kan grasp nie. So dis nie net iets eendag nie, jy moet dit verstaan, dat wanneer ek deur die enigste deur, Jesus Christus stap, met 'n lewende hoopsverlange, maak die Here die deur oop, deur die trooster, en gaan hy by julle bly, sê die skrif vers 16, tot in ewigheid. Daarom word ons ingetrek in hierdie hoop van 'n ewige lewe, met die hoop van die trooster in ewigheid in, met die hoop dat ons is nou op die baan van die enigste weg, enigste waarheid, enigste lewe, met die verstaan dat daardie lewe is ons lig. En as daardie lig op ons pad is deur die beligting en die vertroosting van die Heilige Gees, dan het ons nie 'n verlange na duisternis nie. Ons het nie 'n verlange na compromise nie. Ons het nie 'n verlange na enigiets wat God nie verheerlik nie. Daarom is ons verlange dan as 'n gemeente om in alles wat ons het en is en kan sê of kan doen by Jesus te wees. Omdat wat hy sê, ek gaan weer kom en die resultaat van my weerkom is om julle te kom haal sodat julle kan wees waar ek is, sodat julle by God kan wees. Nie net verlos van die pyn en smarte en die ekonomie nie, maar by Jesus. Maar die ironie van hierdie beautiful uitnodiging is dat ons nou al reeds ook by hom kan wees. En eendag in heerlikheid is ons verlos, terwyl ons nou volhard in hom en saam met hom, is ons dan uiteindelik verlos van al hierdie dinge wat ons so verswelg. Kom ek los julle met nog 2 gedagtes. Johannes 14 vers 7. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So daar is absolute onderskeiding. Wanneer ons 'n verwagting het en 'n lewende hoop en in God geanker is, ontvang ons die Gees van die belofte, die trooster. Wanneer hy nie in jou lewe is nie, is die teken wat Jesus hier sê, as jy in die wêreld en kan jy hom nie ontvang nie. So as jy 'n verlange het na die Gees van waarheid en krag en heerlikheid en lig, is die verlossende baan daaruit dat jy verlos en bevry moet word uit die houvas van hierdie wêreld. Dat hy 'n grip op jou het. Dat jy luister na die bevele van Satans mag en die owerste van die mag van die lig in hierdie wêreld, wat werk in die kinders van ongehoorsaamheid. Maar wanneer jy uitverkoop is aan die enigste weg waarheid en lewe, jou verlange Jesus Christus is, kom die Gees van die waarheid en sal ons hom ken, omdat hy by ons bly en in ons sal bly. En wat nou so pragtig is in die konteks van die res van die Nuwe Testament, is wanneer hy sê, wanneer ons hierdie lewende hoop het, tot ons laaste asem gee en in heerlikheid inbeweeg, en ons verlange is om dan nooit weer weg te wees in heerlikheid van die Here nie, dat ons sal volhardend bly. En onthou wat Jesus sê in Johannes 14 vers 8, ek sal julle nie as wees agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Dis soos igniting the living hope. Ek kom weer na julle toe.
En wat ons die afgelope kere vir mekaar gesê het, omdat dis Jesus in lewende hoop en in waarheid wat hier praat. Ek los julle met hierdie. Jesus sê op 'n stadium vir Judas, nie die Iskariot nie, vers 23. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons met 'n hoofletter O sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. En hierdie oorweldig my vir 'n laaste gedagte vir ons huiskerk. Is dat wanneer ons in God se woord bly en sy woord in ons, is dit nie net die geskrewe woord nie, maar ook die woord wat in die begin by God was. Daardie woord is ons lewe, dis ons lig. Dis ons rigting, dis ons weg, dis ons waarheid, dis ons lewe. So Jesus is die woord, maar God gee ook vir ons deur Jesus, praat hy finaal sy woorde tot ons. En wanneer ons dan daardie woord en woorde liefhet met alles wat in ons het, as dit ons lewende hoop is as 'n gemeente, om alleenlik te beweeg op die mandaat van die woord met 'n hoofletter Jesus en sy woorde, as ons instruksies, sy gebooie, sy rigting bepalers, die bepalers van ons lewe, sal God na ons toe kom en in ons en by ons en met ons bly nou tot in ewigheid. En dis kosbaar. Dis kosbaar. Daarom sê Jesus uiteindelik, my vrede vers 27, laat ek vir julle na. So 'n gemeente wat hoop het, het vrede, nie 'n valse vrede nie, ware vrede. En daarom het jy ook ware vrede met mense, nie valse vrede met mense nie. En sorry Here dit uit. My vrede laat ek vir julle na. Ek gee dit aan julle, dis 'n geskenk. Soos die wêreld gee, nie soos die wêreld gee nie, gee ek julle dit nie. So die wêreld kan ons nie vrede gee nie. Die wêreld gee ons spanning en slawerny deur Satan. Maar God kom verlos ons. Want wie slaaf is van sonde, die slaaf bly nie tuis in die huis van die Here nie, maar die seun wel. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Laat dit nie bang wees nie. So hier is die beauty. En ons gaan daaroor aangesels wanneer ek nou terugkom van Zambië af, ons broeders en die laaste paar Sondae. In hierdie vrede, in hierdie nie bang wees nie, ek sal nie bang wees nie, staan ons vas in die grootste deurbraak van ons lewe, dat God is vir ons 'n toevlug. Die vreugde van die Here is ons stronghold, nie Satan nie. Die vreugde van die Here is ons stronghold. Dis ons herberg, ons secureness. So gemeente, gaan gesels nou 'n bietjie met mekaar oor wat het julle die afgelope tyd gehoor? Is daar 'n lewende hoop in jou aan die brand gesteek? Kan jy inhaak by jou medebroer en suster verlede Sondag en nie net God alleenlik lief en ken nie, maar ook dit uit laat werk na jou medebroers en susters toe? En is jy gehoorsaam aan die roepstem wat die Here ook vir jou gebring het om God te ken, hom te dien, vir hom te wees, nie ontstel te wees nie, in sy vrede te bly en nie bang te wees nie met 'n lewende hoop. Ja, ons kan nog so baie praat, maar nou is dit julle geleentheid om bietjie saam te gesels. Bid ook vir mekaar en baie dankie vir al julle deelname ook aan ons uitreik tot dusver. Ons kom vertel graag vir julle alles wat die Here mee besig is. Die Here seën julle, sien julle volgende Sondag weer in die saaltjie wanneer ons saamkom. Totsiens.